Goed, ons groet u weer vanuit Lofdal gemeente, is dat lekker om die woord van die Here aan u te bedien, en 'n besonder van reg oor ons land, waar ons SMS ontvang, en voorbidding wat u vra, onthou ons bid gereeld vir u, vertrou dat die Here groot en heerlike dinge ook in u lewe gaan doen. Nou, 'n skriflesing wat ons vanaand gaan hanteer is Johannes 11, vers 20 tot 26, ek gaan dit nie vir u lees nie, ek weet, u ken dit baie goed, dit gaan oor die gedeelte waar Jesus vir Lazarus uit die dood het opgewek het. Die meeste van ons het ook die lied gehoor wat hulle geskryf het en wat hulle sing, 4 days late. En dan weet ons dat die Here op tyd gekom het en dat hy die wonderwerk bewerkstellig het. Maar ek wil graag vanaand Johannes 11 vers 4 gebruik as die teksgedagte, waar die woord van die Here sê, toe Jesus hoor dat Lazarus siek is, sê hy, dit is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik mag word. Jesus sê, dat hierdie, toe hy hoor dat Lazarus siek is, toe sê hy dat hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar dat God in hierdie omstandighede verheerlik mag word. Ek wil graag vanaand vir u sê dat ek glo dat God in al ons omstandighede verheerlik kan word. Vir ons as die kinders van die Here weet ons dat alles werk mee ten goeie vir hulle wat die Here lief het. Romeine 8 vers 28 sê dit. Maar weet wat vir my eintlik baie belangrik is dat die woord van die Here sê, daar's 'n voorskrif aan en 'n voorwaarde aan verbonde, dat ons moet die Here lief hê. En wanneer ons die Here lief het, sal alles ten goeie meewerk. Nou, ons verstaan dit nie altyd nie. Ek wil eintlik vanaand dit so stel, dis ook nie altyd vir ons maklik nie. Baie van ons gaan deur omstandighede, en wanneer 'n mens kyk na die gedeelte wat ek vanaand vir u aangehaal het, sien ons Martha en Maria staan by die groot verleentheid van hulle broer wat siek was, en vir Jesus 'n boodskap laat weet het dat hy moet kom, omdat Lazarus siek was, en toe Jesus daar kom, toe sy alreeds 4 dae dood. En dan sien ons dat hulle eintlik in gesprek gaan met die Here, en dat sekere dinge wat hulle sê, so van toepassing en relevant is vir jou lewe en ook vir my lewe. 'n Mens kan eintlik hierdie boodskap die titel gee en sê, Jesus besoek die begrafplaas. Nou, ek wil graag vir u sê dat 'n begrafplaas is nie 'n plek wat 'n mens maklik besoek nie, want dit is 'n plek van hartseer. Dit is 'n plek wat 'n mens baie keer by staan en jy dink aan geliefdes wat jy in die dood afgegee het. Maar vriende, geestelik kan dit ook vanaand beteken dat daar omstandighede is, dinge wat latent is, wat aan ons lewe was, dinge wat ons gedoen het, dinge wat ons vir die Here gedoen het, 'n lewe wat ons geleef het, 'n toegewyde, geesvervulde lewe, 'n lewe waar die blydskap en die vreugde van die Here teenwoordig was. En ons miskien vanaand sê, maar pastoor, ek het dit reeds verloor. In Matteus 22 vers 37 sê die Here Jesus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele verstand. Met ander woorde, met alles wat in my is, moet ek die Here lief hê, ten spyte van die gebrokenheid van die wêreld, ten spyte van aanslae wat teen ons kom, ten spyte van teleurstellings wat ons as mens het. En ek glo dat as ons vanaand met mekaar kon konfereer, u kon vir my vertel wat dinge in u lewe gebeur het, en ek kan vir u vertel wat in my lewe gebeur het, dan glo ek, gaan ons 'n klomp inligting kry van mense wat deur moeilike omstandighede gegaan het. Maar weet jy wat ook wonderlik is, dat almal van ons kan vanaand getuig en sê, die Here is goed. Die Bybel sê dit so pragtig, dat sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Is nie net vir 'n seisoen nie, maar is van geslag tot geslag. Met ander woorde, God was nie net goed vir Abraham, of vir Isak en Jakob nie, maar God is vanaand ook goed vir jou en vir my, en ons kan dit getuig, en ons kan dit in ons lewe vanaand, kan ons dit sien, en sê, Here, ek weet, dat die goedheid en die guns volg my al die dae van my lewe. Maar in hierdie gedeelte sien ons, dat die Here Jesus kom by hierdie plek aan, en die eerste opmerking wat 'n mens hier vind, wil ek graag vanaand gebruik as toepassing in hierdie omstandighede en rondom die gedagte wat ek vanaand met u wil deel. Ons hoor dat Martha sê vir die Here, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. En ons sien dit dat Martha sê dit in die verlede tyd. Met ander woorde, sy sê dit ook verwytend. Sy sê, Here, as u hier gewees het, as u opgedaag het, toe ek gebid het, as u geantwoord het, toe ek gevra het, sou hierdie teleurstelling nie plaasgevind het nie. En vriende, weet jy dat 'n mens sien so baie Christene, en ek het al so baie keer met mense gepraat, wat in 'n verlede tyd Christelike lewe, wat baie keer my sal sê, pastoor, daar was 'n tyd toe ek die Here gedien het, in gees en in waarheid. Daar was 'n tyd wat ek vol was van die Here. Daar was 'n tyd wat ek deur die Here gebruik was, waar die gees van die Here in en deur my gewerk het.
En dikwels is my vraag, maar waarom is dit nie nou in jou lewe nie? Waarom het ons toegelaat dat omstandighede ons vervreem van die Here? Waarom het ons toegelaat dat ons vanaand eintlik in 'n verlede tyd situasie, en ek wil vir u sê vriende, dat verlede tyd ervaringsondervindings is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Maar ons moet nie daarby bly en daarby kamp opslaan nie. 'n Mens moet vir jouself die vraag vra, wanneer laas het ek die blydskap en die vreugde van die Here ervaar? Wanneer laas kan ek opstaan in die môre en sê, dis die dag wat die Here gemaak het en ek maak 'n keuse om die Here te loof en die Here te pryse en die naam van die Here groot te maak? Wanneer laas het jy met iemand gedeel oor wat die Here vir jou gedoen het, toe die Here jou siel gered het, hoe dat die Here vir jou voorsien het in moeilike tye? Daar was 'n tyd in my lewe wat die uitspraak van 'n dokter oor een van my kinders was, en ek was ongered in daardie stadium. Toe sê hulle, as gevolg van 'n tekort in daardie kind se liggame, dan sal sy nie leef nie. En ek kan onthou dat ek kinders van die Here geskakel het, hoe ek my ouers geskakel het, bid asseblief, en hulle het gebid en die Here het wonderwerke gedoen. Kan ek dan ooit die wonderdade van die Here vergeet? Dat die psalmskrywer bedoeld hy gesê het, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof die naam van die Here, en vergeet geen een van die weldade van die Here nie. As ons vanaand het kan stil staan en onthou hoe goed God vir ons is. In Psalm 90 vers 2 sê die woord van die Here, hy sê, voordat die berge gebore was, en hy die aarde en die wêreld voortgebring het, tot van ewigheid tot ewigheid, is u God. My so mooi, dat in hierdie gedeelte wat hy sê, voordat u die berge daar gestel het, en die aarde geformeer het, voordat hy alles daar gestel het, was u God, en hy is vanaand nog steeds God. Hy het nog nooit verander nie. Teendeel, die Here het vir sy disippels gesê, dat ek sal julle nooit begewe, en ek sal julle nooit verlaat nie. Weet jy, dit bring vir my 'n wonderlike berusting hier in my hart. Dat wanneer ek baie keer dinge in my hart, of dinge in my lewe, ek sê, Here, maar ek verstaan nie al hierdie dinge wat gebeur nie. Dat ek dan onthou dat die Here gesê het, dat ek sal altyd daar wees, ek sal met jou wees, en ek sal by jou wees. Verlede tyd geleenthede. Kom ek sê vir die kerk, dat ons moet so versigtig wees, dat ons nie net op daardie plek sal wees en sal leef wat ons sê, maar 20 jaar terug het die Here vir my iets gedoen, en dank die Here vir 20 jaar terug, maar kan nie onthou wat die Here vir jou vandag gedoen het. Kan jy onthou wat vanmôre toe jy opgestaan het, dat jy het miskien nie al die gesondheid wat jy graag wil hê nie, maar jy kon daarom opstaan, prys die Here, al het dit jou 10 meter gevat om regop te kom, kon jy nog steeds die Here se naam loof en die Here prys, halleluja. As jy oor 60 is, sal jy verstaan wat ek bedoel. Maar ons kan nog steeds die Here loof en Here prys vir sy grootheid en sy goedheid en sy wonderlike liefde, halleluja. Maar die tweede wat vir my interessant is in die gedeelte wat ons vanaand, of wat in die skrifgedeelte lees, is toe die Here met Martha en Maria praat, en Martha so al verwytend teenoor die Here praat, en sê, Here, as u hier gewees het. Weet ek het so baie kinders van die Here ontdek al in my lewe wat sê, waarom die Here dit toegelaat? Waarom was die Here nie daar vir my toe ek hom nodig gehad het nie? En so kom Martha en sy maak hierdie verklaring. Die tweede ding wat ons opmerk in hierdie skrifgedeelte, is dat die volgende groep mense is die toekomende tydverklaring. Toe die Here vir Martha sê en Maria sê, maar ek is die opstanding in die lewe, sê hy, ja Here, ek weet dat my broer sal opstaan, maar hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Met ander woorde, hulle glo in die opstanding in die laaste dag. En wat Jesus eintlik vir hulle sê is, Martha en Maria, kan julle nie besef dat ek is die God van nou nie? Ek is die God van hierdie oomblik nie. Ek is God van vandag. Die Here is nie gister, hy is tot in alle ewigheid dieselfde, maar vriende, hy is in hierdie oomblikke, is hy baie naby. In Hebreërs 4 vers 7 sê die woord van die Here, hy bepaal weer 'n sekere dag, naamlik vandag. En hy sê die woorde, vandag as julle sy stem hoor, verhard nie julle harte nie. So maklik kan ons sê, en dan kry ek mense sê, pastoor, ek wil nog die Here dien. Ek gaan nog my lewe vir die Here gee. Ek kan onthou jare terug het iemand vir my sê, pastoor, daar's dinge wat ek moet afhandel in my lewe. Maar wanneer ek hierdie dinge afgehandel het, dan sal ek my hart en my lewe vir die Here gee. En weet jy, daar's baie mense die ewigheid sonder God in, wat in 'n toekomende situasie besluite sou neem. Iemand het eendag opgemerk gesê, dat die hel is vol mense wat sou besluit het dat hulle Jesus wil aanneem as hulle verlosser en saligmaker. En ons sien hoe maklik skuif hulle hierdie
gedeelte en sê, maar Here, ons weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. En Jesus wil eintlik hierdie wonderlike waarheid aan Martha en Maria bekend maak, dat ek is die God vir hierdie oomblikke. Het jy geweet dat die Here is vanaand vir jou hier? Die wat oor die televisie sit en kyk vanaand en luister, jy mag in Namibië sit vanaand, jy mag in Botswana sit, en maak nie saak waar in die wêreld jy mag wees nie, waar die boodskap uitgesaai mag word, maar wil ek graag vir jy sê dat God is in hierdie oomblik die God wat baie naby aan ons is, en hy sê dat ek is die God vir hierdie oomblik, ek is die God vir gebroke lewens, ek is die God vanaand wat jou omstandighede kan verander. Jy sê vir my pastoor, jy verstaan nie wat met my gebeur het nie, jy verstaan nie die pad waarlangs jy geloop het nie, ja, jy is heeltemal reg, ek weet nie daarvan nie, maar kom ek sê vanaand vir jy, daar is 'n God wat verstaan, en wat vanaand weet wat jou omstandighede is, wat omgee en wat belangstel, en met 'n passie kyk na jou lewensomstandighede. Jakobus, die tweede hoofstuk in die 22ste vers, sê so hy sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. En so belangrik mense, dat ons nie net hoorders sal wees nie, maar daders. Met ander woorde, wanneer die Here met my praat, moet dit wat ek hoor in daad omgesit word. Ek moet daar dieselfde oomblikke besluit neem, 'n kwaliteit besluit neem, en sê, Here, U het met my gepraat. Ek kan onthou jare terug toe ek ongered en die Here glad nie geken het nie, en ek in die een aand 'n diens gaan bywoon, ek en my vrou en 2 van my kinders in die kerk ingegaan het. Sal ek nooit vergeet het die woord van die Here tot my hart gespreek, en daardie aand kan ek onthou hoe dat ek bewus geword het van die oortuigende krag van die Heilige Gees, en hoe dat die Here met my praat, en die Here 'n helverdiende sondaar uit die moddersluik van sonde wil uithaal, en my voete wil sit op 'n ewige rots, en ek sal nooit vergeet dat toe die uitnodiging gemaak word, alhoewel ek dit nooit voorheen gedoen het in my lewe, om uit te stap in 'n kerk en na voor te gaan staan, het ek daardie aand uitgestappe met trane wat oor 'n sondaar se wange loop, terwyl die Here die wonders kom doen, het diep in my harte, en ek opgemerk het dat langs my staan my vroutjie, en die Here ons siele gered het, en ons kinders gemaak het van 'n lewende God. Wat 'n wonderlike ondervinding, maar vriende, ons moet die daad sit by die woord. Wanneer ons hoor, wanneer God met die praat, moenie uitstel van môre nie. Jy mag miskien môre nie weer sien nie. Weet jy hoeveel mense is daar, wat al vir my gesê het, pastoor, ek kan onthou 'n tannie, baie lank gelede het sy gesê dat, en sy het een van haar kinders onterf. En hierdie seun van haar was eintlik 'n baie ryk man, so hy het nie sy haar besittings nodig gehad nie. Maar sy het my sê, pastoor, hy het vir my seker dinge gesê, en ek het hom onterf. En ek het nou gepraat, sê tannie, maar jy kan dit nie doen nie, want hy was onder die invloed van drank, en ek dink nie dit sou reg wees om hom as gevolg van dit te penaliseer. En ek het mooi met haar gepraat. En sy het gevoel dat sy het verkeerd gedoen, en sy het besluit dat sy wou hierdie goed herstel en dit regmaak. Maar weet jy, die tragedie van die situasie was, dat hoewel sy die prokureur geskakel het, al die reëlings getref het, alles gesê het met weer herstel, soos wat dit voorheen was, sou sy die maandag gaan om te gaan teken, en die Saterdagoggend, toe gaan sy die ewigheid in. En ek wil vir jy sê, net so is daar vanaand mense wat besluite moet neem, en iemand wat miskien is dit God se afspraak met jou in hierdie aandure, dat die Here vir jou wil sê, moenie laat hierdie geleentheid by jou verbygaan nie. As 'n ou koortjie wat ons dikwels sing, Jesus gaan nou hier verby, by jou en by my gaan hy verby, maar ons moet die geleentheid gebruik, ons moet soos 'n blinde Bartimeus kan uitroep, en sê, Here, ek gooi my bedelaarskleed af, maar ek roep na die Here in hierdie aandure, en die Here wil omstandighede in jou lewe verander, hy wil vir jou 'n nuwe lewe gee. Jakobus 2 vers 17 sê, geloof sonder die werke is dood, geloof sonder die werke is dood, in sigself is dit dood. Met ander woorde, ons moet die daad by die woord sit. Die laaste gedagte is, Jesus sê, ek is teenwoordig. Weet jy wat vir my so wonderlik is? Dat die Here vir Martha en Maria sê, Martha, as jy net kan ontdek, dat ek is die opstanding, en ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het jy gesterwe. Vriende, weet jy dat vir 'n mens wat onsekerheid in sy hart het, wat vanaand miskien bang is vir die dood, en ek wil vir u sê dat ek is nou nie van daai persone wat u wil bang maak met die dood en bang maak nie, maar kom ek sê net vir u dit, dat elke mens op aarde is bestem om te sterwe. Ons sien dit by die begrafplase, ons weet dat dit gebeur, daarom moet ons gereed maak om ons God te ontmoet.
Maar dat ons dit sal sien in hierdie aand, Here, dat sal verstaan dat die Here wil omstandighede verander en dat die Here vir ons iets nuuts wil doen en dat hy in hierdie aand ure teenwoordig is om 'n nuwe krag en 'n nuwe heerlikheid in ons te openbaar. Hy is die God van hierdie oomblikke. Hy is die God van hierdie geleentheid. Weet jy wat vir my 'n baie interessante gedeelte in Jesegiel 37 is, en jy het dit seker al baie keer gelees, waar dit gaan oor die herstel van Israel. Sien ons dat hierdie volk was in baie moeilike omstandighede as gevolg van ballingskap en as gevolg van baie dinge wat hulle toegelaat het in hulle lewens. Maar dan sien ons dat hulle met hulle self praat en hulle maak hierdie verklaring. Hulle sê dat dit klaar met ons bene is verdor, ons verwagting is verlore, dit is klaar met ons. Met ander woorde, dat wanneer 'n mens kyk na hierdie graf wat die Here wys vir Jesegiel en vir hom wys waar lê Israel, die klomp doodsbeenere, en die Here vra vir hom die vraag, kan hierdie beenere lewe? En hy sê vir die Here, U alleen weet dat dit kan lewe. Nou ek weet nie, ek dink as die Here my die vraag gevra het, sê ek nooit, Here, dit sal nie kon lewe nie. Maar ons sien dat Jesegiel sit meer geloof in die dag en hy sê, Here, maar U weet of dit kan lewe. Maar weet jy wat my interessant is, dit wat hulle ervaar wil beleef. Is dit nie maar wat ons ook sien by die graf van Lazarus, toe die Here daar gestaan het, dat toe Lazarus in die graf was, die hartseer, die ellende daarmee gepaard gegaan het, en Jesus gaan staan by die graf, en hy praat met Lazarus in die graf, en hy roep hom om uit te kom. En hier sien ons Jesegiel, die Here wys hom met die gesig, en dan sê die woord van die Here, dat terwyl hy na hierdie dorbene kyk, en die potensiaal wat verlore gaan het, ek wil eintlik sê geleenthede, en potensiaal wat Here vir mense gegee het, wat dormant geword het, wat latent lê, wat nie gebruik word nie, wat passief geword het. En dan sê die Here vir Jesegiel, profeteer vir hierdie dorbene, spreek die woord van die Here oor hierdie bene uit. En jy weet, die Bybel sê dat in daardie oomblik het daar 'n roering gekom. Daardie bene het by mekaar gekom en die Here het weer herstel en die Here het weer 'n nuwe lewe gegee. Vir my so profeties korrek vanaand om te sê dat jy mag miskien vanaand sê, pastoor, my lewe voel soos die lewe van Lazarus. Ek is 'n lewende lijk. Iemand het nou vir my sê, toe vir hom vrou gaan het, toe sê, dis so tussen die boom en die bas, toe dink aan, dis daarom 'n nou lewe. Jy weet, baie keer dan bly ons hierdie goed en ons hoor wat mense sê, iemand sê dat ek glimlag so tussen die trane deur. En dan verstaan jy baie keer die hartseer wat mense hulle self in bevind. So mense maar net dink die afgelope tyd, hoeveel mense deur moeilike omstandighede gegaan het, wat hulle getref het. Ek het baie keer sê, Here, as ons U nie as die anker gehad het, wat sou ons gedoen het? Wat sou mens gedoen het? Dank God vir dat ons as kinders van die Here 'n anker het, en daardie anker is Jesus Christus. Wanneer die storms van die lewe ruk en woede, het ons 'n anker om ons vas te hou en te weet dat die Here gaan ons deurdra. Menigte kinders van die Here het gevind dat dit juist daai tye was, wat hulle laag aan op hulle knieë kon neerbuig, wat hulle dieper in die liefde van die Here kon ingaan, wat hulle dieper verhouding met die Here gekry het, as gevolg van hulle omstandighede, het hulle eintlik nader aan die Here gekom, terwyl die vyand gedink het, dat hulle gaan verwoes en het mekaar gaan jaag, het God hulle verleentheid gebruik, as 'n geleentheid om groter en heerliker dinge te doen. En ons as kinders van die Here, moet daardie verantwoordelikheid neem, om die Here daarvoor te loof, te prys en te aanbid. Die Here sê vir Jesegiel, spreek oor hierdie doodsbeenere, net wat die Here Jesus staan by die graf van Lazarus, en ek aan myself dink die mense wat daar was, en jy sal onthou dat Jesus geween het, en sommige van hulle het gesê, kyk, hoe lief het hy Lazarus gehad, dat hy daar ween. Ek het al baie keer gewonder, pastoor Billy, of dit regtig was oor Lazarus, wat hy getreur het. Want ek meen, hy het geweet, hy gaan Lazarus uit die dood het opwek. Ek dink die Here het getreur oor hulle ongeloof, die feit dat hulle hom nie erken as die Here wat 'n woord spreek. Weet jy dat ek voel in my gees vanaand om vir iemand te sê, dit maak nie saak, al is jou omstandighede graftoestande vanaand, al is jou omstandighede vanaand dat daar al 'n reuk is, jy sê, pastoor, ek weet nie wat om te doen nie, wil ek vir jy sê, daar is hoop vanaand vir elke man en elke vrou, elke jong seun en dogter, as hy die naam van die Here aanroep, sal God
God inkom en hy sal 'n woord stuur, net so wat die woord van Jesus in die graf ingegaan het. Ek is bly dat hy nie gesê het, kom almal uit nie, want dan sou almal uitgekom het, maar dat hy net vir Lazarus gesê het, Lazarus kom uit. En weet jy wat so wonderlik was? Ek wonder wat het ou Lazarus of hy tyd gehad het om vir iemand iets te sê, want dit was so vinnig. Die Here het hom nie klaar gepraat, hy staan hy buitekant. Miskien wou hy nog vir Abraham gesê, baie, daar gaan hy. Maar toe sy buitekant. Jy weet, en ek het baie keer aan gedink, daai tyd het hulle toegedraai in doodsdoeke, hulle kon nie regtig beweeg nie. En weet hoe hulle daar trappe uitgekom het nie. Maar kom ek sê vanaand vir dat die woord van God is lewendig en kragtiger as enige tweesnydende swaard. En toe daar die woord van Jesus Christus in die doderyk ingaan, toe word Lazarus deur die krag van sy woord uitgebring, en hy staan aan die buitekante as gevolg van die krag van die woord van die Here. Is daar iemand wat luister vanaand na hierdie profetiese woorde? Jy het 'n woord nodig vir jou grafomstandighede. Jy het 'n woord nodig vanaand vir daardie situasie wat al reuke gekry het. Jy het vanaand 'n woord nodig om jy sê, pastoor, ek weet nie wat om te doen nie. Luister, daar's 'n woord van die Here vanaand vir jou om te sê dat kyk op en weet, jou hulp kom van die Here wat die hemel en wat die aarde gemaak het. Prys die luisterryke naam van die Here. Jy sien wat so interessant is van hierdie gedeelte is dat ek het nou al baie keer al gedink, en ek weet nie of u gedagtes ook al daaroor gegaan het nie. Want jy weet, is nie begrafplaas is 'n plek vir hartseer. Maar man, as iemand nou by die dood het opstaan. Nou kyk, as Jesus nie daar was en nou staan op en hy verskyn, nou is ek weg. Ek dink ek sal heel voorhard doen. Maar toe die Here Jesus sê, Lazarus kom uit, en Lazarus staan die buitekant, onthou daar was heel wat mense wat daar was. Want onthou hulle het gesê, op 'n stadium sê kon hy wat die oë van die blindes dan nie oop, wat die oë van die blindes oopmaak, dan nie verhoed dat hierdie man sterf nie. Hulle het geredeneer. Ek glo daar was mense wat daar kom kyk het. Maar ek wil vir julle sê dat ek glo toe Lazarus uit daai graf uitkom, toe is daar 'n roering en daai doodsbenere daar buitekant. Halleluja. Ek dink daar was 'n paar ouens wat gekoor dans het. Ek dink party ouens het half uit hulle tunics uit die Here geprys. Hulle het die naam van die Here groot gemaak en die naam van die Here geprys en aanbid, want kom ek sê vir dit was 'n vreugdevolle oomblik. Toe Lazarus die dood uit opstaan, Romeine 8 vers 11 sê, dat dieselfde gees wat Jesus uit die dode opgewek het, is dieselfde gees wat in ons woon vanaand. Prys die naam van die Here. Dat is daai selfde krag, daai selfde dinamiet wat in ons werk om te wil na sy welbehae. En kom ek sê vir die kerk, dit behoort ons bly te maak. Al voel jy vanaand binnekant so dood, jy sê, pastoor, ek is mors dood, ek is heeltemal dood. Prys God vanaand dat hy kan jou lewendig maak. Prys die Here, daar's vermoë van God vanaand, sy bonatuurlike kragte wat vir jou lewe kan gee, wat jou nuwe inspuiting kan gee. Net 'n woord van die Here vanaand is genoeg om jou die graf uit te bring, om jou voete los te maak, om die Here te loof en te prys, en sommer 'n paar ander ouens ook bly te maak. Halleluja. Jy weet, ou Lazarus, daai kon vra vir hom, Lazarus, het jy vir Abraham gesien? Hy sê, ek het baie ouens gesien. Hy sê, wat sê hulle? Hulle sê, dit is wonderlik, God lewe. Maar ek is nou buitekant, nou gaan ek vertel wat die groot dinge die Here aan my gedoen het. En weet jy wat? Die Here wil vanaand hê dat u moet weet, dat God wil vir jou ook groot dinge doen. Miskien nie, want nou agter daai televisie sit, sê hy, pastoor, dit klink so fantasties, maar hoe kan ek vanaand betrokke raak? Kan ek vir u vra, om nou jou knie voor die Here te buig, net daar voor jou televisie, nou in die kerk, sê, Here, hier is ek. Here, ek het u nodig vanaand. Here, ek weet dat een woord van die Here vanaand, my lewensomstandighede kan verander, jou huwelik herstel vanaand, jou lewe daar die drankprobleem, daar die dwelmverslaafdheid wat jy so mee sukkel. Die Here doen dit nou in Jesus naam. Amen en amen.